Familie, ons is by ons laaste gedeelte en ons wil vir julle baie dankie sê dat julle saam met ons gereis het, van myself en van Gerard. Ons wil vir julle baie dankie sê. Dit was wonderlik om saam met julle in hierdie afgelope leidingstyd te wees. En in hierdie dag eindig ons net op die donderdag. Die wonderlike daarvan dat op hierdie dag die Here brood sou neem, dit vir sy disippels gee en sê, hierdie is my liggaam, hierdie is my bloed. Wanneer ons die vooraanskoue het van Vrydag wat op pad is, Jesus aan die kruis, dan is dit vir ons wonderlik om te vraag, ons weet hierdie dinge, maar hoe leef ons dit? Hoe lewe ons as ons die verlossing wel ontvang het? En wanneer ons gaan kyk saam met mekaar oor die volgende paar hoofstukke, dan begin dit skop af met 'n enorme belangrike vers. En dit staan in Romeine 12 vers 1. Stel julle liggame as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Gee julle self. En hy dring daarop aan, ek vermaan julle by die ontferminge van God, gee julle self as offers wat vir die Here aanneemlik is. En ons is besig om te sien hoe die Gees in ons, vanuit ons verhouding met Christus, 'n regenerasie, met ander woorde, nuwe lewe wat uit ons uit voortvloei, juis omdat ons duur gekoop is deur die bloed. En wanneer ons kyk na Romeine, dan sien julle daar's vrug, daar is vrug. En dit is die belangrikste gedeelte, is ek sien vrug in iemand se lewe wanneer hulle die ware Jesus ontmoet het. Ek sien liefde wat nie gefeinsd is nie. Ek sien die vermoë om selfs 'n vyand te bevriend en hulle nie te vervolg nie myself deur die kwaad te laat oorwin nie, en selfs moeilike omstandighede teenoor die owerheid het ek 'n respek en 'n waardering vir die gesag wat bo my staan. En ons sien dat ons mense word wat lief is vir die wet, nie redes soek om dit te oortree nie, maar juis geleenthede soek om dit uit te oefen. En natuurlik, die verhouding gaan al hoe dieper, ook in die kerk word dit belangrik. Hoe hanteer ons mekaar as ons diep besef dat dit juis vanweë Jesus se duur prys aan die kruis is, dat ons mekaar se familie is. En dit is waar ons sien in Romeine 15, waar ons gemaan word om mekaar te aanvaar soos wat Christus ons aanvaar het. Met ons gebreke, met ons ouderdomme, met ons verskillende musiekstyle en voorkeure en aanbidding, met alles wat ons menslik maak. Leer die skrif ons, nie net blote toleransie nie, maar om te sê, omdat Christus jou aanvaar het, aanvaar ek jou ook wederom. En dis in hierdie oomblikke wat ons wel besef, dat dit iets kosbaars is. Die kerk is iets kosbaars. Ons beter haar mooi oppas. Die kerk behoort aan die Here, en ons moet waak teen enige vorm van verdeeldheid. Dit is juis wanneer ons geloof tot 'n kragtige getuienis is, en deurkom wanneer ons as 'n eenheid saam funksioneer. En wanneer ons ten slotte vir mekaar sê, geloof bewerk ook gehoorsaamheid. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer sal die begeerte wees om al hoe meer gehoorsaam aan God te wees. Aan God die dank. Kom ons sê vir die Here dankie. Here, baie dankie dat ons nou ook onsself as lewende en heilige offers aan U mag bied. En so wil ons vra, Here, sal U vir ons help om so te leef dat ons ware getuies mag wees van Jesus Christus. Mag ons U kerk mooi oppas. Mag ons aansluit by die skare van gelowiges deur al die eeue heen. Mag ons getrou wees aan U, Here Jesus, tot op die dag dat U ons weer kom haal. Maranatha, Here Jesus, Maranatha, kom gou. Ons verlang na U, dis ons versigtiging, ons verlang na U. Kom gou, Here Jesus, kom gou. Amen.